Vandag se les is ons nou nog steeds besig met faktorisering. Ons kyk nog steeds weer na ons gemeene faktor. Ons grootste gemeene faktor is die eerste stappie van faktorisering. Ons het nou gesê, as ons stappies van faktorisering begin, kyk ons dadelik vir 'n grootste gemeene faktor. En ons het gekyk hoe om die grootste gemeene faktor uit te haal. Wie kan nog onthou wat is die grootste gemeene faktor? Dis reg, ja, die grootste faktor wat in elkeen van die terme van 'n polinoom voorkom. Dit is altyd ons grootste gemeene faktor. Die eerste enetjie waarna ons toe nou na die gewone grootste gemeene faktor gekyk het, ons eerste afdelingkie onder die grootste gemeene faktor, wat ons nou gesê het as ons kyk na hakies as 'n gemeene faktor. So het in die eerste plek geleer hoe om 'n gewone gemeene faktor uit te haal, en toe het ons in die volgende lesie gekyk hoe dit is om hakies as 'n gemeene faktor uit te haal. Toe het ons gekyk na voorbeelde, met ander woorde as ons faktoriseer, en ons het byvoorbeeld 4x maal met a plus b minus 3y maal met a plus b, het ons gesê in die eerste plek, wat baie belangrik is, het ons gesê, die hele hakkie is die gemeene faktor. Die tweede stap het ons gesê, ons behou die hakkie, as ons hom uithaal as 'n gemeene faktor. Met ander woorde, as ons hier kyk, dan sien ons my a plus b is my gemeene hakkie. Onthou nou, ons behou die hakkie, so dit bly a plus b, dan sit ek my hakkie neer, want nou moet ek hom maal met dit wat oorbly as ons hom uitgehaal het. So as ons a plus b hier uitgehaal het, dan bly daar oor 4x. Minus, as ons die a plus b by die tweede term uithaal, dan bly daar oor 3y. En my finale antwoord is a plus b maal met 4x minus 3y. Die volgende deeltjie wat ons nou gaan kyk na, is die verandering van die tekenreël. Want dit het nou nog steeds te doen met hakies as 'n gemeene faktor. Nou gaan ons net kyk na die verandering van die tekenreël. Nou wanneer gebeur die verandering van die tekenreël? Ons gaan dit nou mooi in detail deurgaan. As ek byvoorbeeld 'n voorbeeld het, wat vir my vra, faktoriseer volledig, en die som lyk byvoorbeeld soos 6x tot die mag 3, a plus b plus x maal met b plus a. Dan gaan hierdie nou nie vir ons probleme gee nie. Want onthou nou, as ons nou mooi terug gaan dink, dan kan julle onthou van ons kommutatiewe eienskap. Nou wat het ons kommutatiewe eienskap nou weer gesê? Ons kommutatiewe eienskap het gesê, wanneer jy getalle optel of vermenigvuldig, kan jy hulle volgorde omruil. Met ander woorde, a plus b is presies dieselfde as b plus a. Want het ons mos gesê, as jy kyk na 2 plus 3, gaan 2 plus 3 mos dieselfde wees as 3 plus 2, want al twee se antwoorde gee vir jou 5. Met ander woorde, plus maak nooit moeilikheid nie. As ons hierdie moet faktoriseer, weet ons dat a plus b presies dieselfde is as b plus a. Met ander woorde, ons kan dit skryf as 6x tot die mag 3, a plus b plus x maal met a plus b. Nou kan ons mos sien, hierdie hakkie van ons is mos nou presies dieselfde. Met ander woorde, hy is 'n gemeene hakkie.
As ons nou net verder kyk, het ons 6x, a plus b, en ons het ons xie en ons a plus b, en as ons nou gaan kyk, wat is ons gemeene faktor, dan gaan ek nou wel sien, ek het hierso my x en 'n x, en ek het hierso my a plus b, met ander woorde, my gemeene faktor gaan wees x, a plus b, en as ek hom in die eerste plek uithaal, dan bly daar oor 'n 6x², as ek hom in die eerste term uithaal, en as ek hom in die agterste term uithaal, dan bly daar 'n 1 oor. So, wanneer ons hakkies amper dieselfde lyk, maar hulle is net omgedraai, maar al twee is positief, dan gee dit nie vir ons probleme nie, want a plus b is presies dieselfde as b plus a. Kom ons kyk nou net byvoorbeeld, as ons kyk na b minus a, en ons kyk na a minus b. Nou is hier 'n negatief ter sprake. Negatief is nou maar altyd die ouetjie wat moeilikheid maak. So hierdie negatief is nou 'n ding wat hier 'n verskil maak. B minus A is nie dieselfde as A minus B nie. Met ander woorde, ons kan nie die kommutatiewe eienskap hier toepas nie. Ons moet op 'n manier hom kan verander. As ons nou kyk na hierdie enetjie, dan kan ons hom skryf as hy amper dieselfde moet lyk, is dit minus a, want onthou, daai teken gaan mos saam met die a wat voor hom is. Minus a plus b kan ons wel doen met hierdie hakkie wat is b minus a. En hierdie hakkie is nou nog steeds a minus b. So julle kan nou duidelik sien, hierdie a is negatief, waar hierdie a 'n positief is. Julle kan sien, hierdie b is positief, waar hierdie b negatief is. So ons moet 'n plan maak om hulle bymekaar uit te bring. Kom ons gaan na ons produkte toe. As ons byvoorbeeld het plus 1 maal met b minus a, dan, en ek pas my distributiewe eienskap toe, as ek my hakkie nou wil wegvat, kan ek mos nou sê dis 1 maal met b, wat vir my b gee. As ek nou 1 maal met minus a, dan gee dit vir my minus a. As ek nou gaan kyk na minus, hakkie, a minus b, dan kan ek weer met my produkreël sien, hier is mos 'n spook 1 wat voor die hakkie staan. As ek dan my distributiewe eienskap toepas, dan gaan ek die minus 1 maal met die a, en dit gee vir my minus a. As ek dan nou die minus 1 maal met die minus b, dan kry ek 'n minus maal 'n minus is 'n plus, en dit word dan b. As ek nou kan gaan kyk na hierdie, kan ek weer hulle gaan skryf as b minus a. Kan julle sien dat hierdie b minus a wat ons nou hier het, hierdie b minus a wat ons nou hier het, is dieselfde as die b minus a wat ons daar het. Met ander woorde, ek kan sê dat b minus a is gelyk aan minus a minus b. So wat het hier gebeur? Ons het, as jy nou mooi kyk, het ons hier die plus wat voor hierdie hakkie staan, het ons verander na 'n minus toe, en toe het ons dit wat in die hakkie gestaan het, omgeruil, en dit word dan a minus b.
As ons met faktorisering te werk wil gaan, en ons het byvoorbeeld, ons het nou A minus B, en ons het in die ander hakkie het ons B minus A. Nou kan ons sien, die twee hakkies lyk amper dieselfde. Die verskil is nou net, die minus is in die eerste hakkie saam met die B, en in die tweede hakkie is die minus saam met die A, en hulle twee is ook omgeruil. Dan kan ons ook gaan sê, hierdie minus A, hierdie hakkie kan ons skryf as minus A plus B. En onthou nou, ons het mos nou al met 'n gemeene faktor gewerk. As jy dink, hier staan 'n gemeene enetjie voor die A en 'n gemeene een voor die B. As ons dan sê, ons haal 'n minus 1 as 'n gemeene faktor uit, want onthou hier staan ook nou 'n plus 1. As ons 'n minus 1 as 'n gemeene faktor uithaal, onthou dan het ons minus A gedeel deur minus 1 en dit gee vir my A. Verder het ek dan mos nou B gedeel deur minus 1 en dit gee vir my minus B. Met ander woorde, as ek die minus 1 uithaal, dan het ek in my hakkie wat oorbly A minus B. Wat sien julle nou? Dis reg, hierdie A minus B hakkie is dieselfde as daai A minus B hakkie. Die teken het net voor hom verander. So die kortpad wat ons gebruik is, as ons 'n vraagie kry wat sê faktoriseer die volgende, en ons het 'n voorbeeld wat lyk soos kie A minus C plus M maal met C minus A, dan praat ons van die teken verander reël. So leer dit uit jou kop uit, as jy die verduideliking nie so seer verstaan nie, leer dit uit jou kop uit, want dit is moontlik om dit uit jou kop uit te leer. Wat ons nou gaan doen, dit is baie belangrik. Jy sien hierdie hakkie en hierdie hakkie is amper dieselfde, maar hulle volgorde is omgeruil. Dan is die ding wat ons gaan doen, die eerste stapie wat ons gaan doen, is jy verander die teken. As ons die teken verander voor die laaste term, dan beteken dit hierdie plus gaan 'n minus word. Daai bly my M, en dan die tweede ding wat ek doen, is ek draai die tweede hakkie om. As ek nou die tweede hakkie omdraai, dan gaan hy word A minus C. Nou kan ek sien, my hakkie is nou presies dieselfde. Nou gaan ek verder met my reeltjie, ek haal my hele hakkie uit as 'n gemeene faktor. Ek haal my hele hakkie uit as 'n gemeene faktor, met ander woorde ek behou my hakkie, met ander woorde ek het hakkie, A minus C sluit my hakkie, dan sit ek my volgende hakkie neer. Wat gebeur as ek hulle uithaal A minus C, dan bly daar kie oor. As ek A minus C by die tweede term uithaal, dan bly daar nou oor 'n minus M. En dit is dus my finale antwoord. Kom ons kyk nou net na nog 'n paar voorbeelde. Onthou, die vraagie gaan wees, faktoriseer volledig. As ek het 3x, x minus 3, plus 2 maal 3 minus x. Goed, wat sien ek nou hierso? Ek sien
dat hierdie hakie van my en hierdie hakie van my is amper dieselfde. Hulle dieselfde bestanddele, hulle is net nie reg omgerangskik nie. So, ek moet hom manipuleer en hom reg omrangskik. Met ander woorde, ek bly, my eerste termpie bly 3x, x minus 3. My reël sê vir my, ek verander die teken, so daai teken verander van 'n plus na 'n minus. En dan draai ek my tweede hakkie om. Nou kan ek sien dat my hakkie is presies dieselfde. Nou kan ek my x minus 3 as 'n gemeene hakkie uithaal, wat oorbly in die hakkie waarmee ek hom moet vermenigvuldig. As ek hom nou hier uitgehaal het, bly daar oor 'n 3x. Dan as ek hom agter uithaal, dan bly daar 'n minus 2 oor. En dit is dan my finale antwoord. Nog 'n voorbeeldjie, ek het 2x, a minus 2b, en dan het ek minus y 2b minus a. Wat julle wel moet raak sien is dat hierdie twee hakkies is amper dieselfde. Hulle dieselfde bestanddele, hulle is net nie reg omgerangskik nie. So, my stap wat ek moet doen, is ek moet my eerste termpie bly 2x a minus 2b. Dan verander ek my teken. Met ander woorde, daai minus moet 'n plus word. Ek verander daai teken van 'n minus na 'n plus toe. Nou kan ek my hakkie omdraai. Met ander woorde, as ek my tweede hakkie nou gaan omdraai, beteken dit ek maak hom dieselfde as die eerste hakkie. As ek nou mooi na hom kyk, dan sien ek het my a minus 2b, a minus 2b, lyk nou presies dieselfde, en ek kan my gemeene hakkie uithaal wat a minus 2b is, wat oorbly is 2x plus y. Onthou, hierdie tekenverander reël is slegs vir minus. Negatief is maar altyd 'n moeilikheidmaker. Negatief is net negatiewe mense. Hulle maak mos maar altyd moeilikheid. So, hy wil altyd probeer om vir 'n mens die lewe moeilik te maak. Maar ons gaan nie laat hy dit regkry nie. So, as ons kyk na nog 'n tipe voorbeeldjie, net dat julle seker is van dit, voordat julle julle huiswerk kan begin, kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons het 2x a minus b minus 3 maal met b minus a. Onthou, hierdie tekenverander reël kan ons nou sien gaan slegs gebeur wanneer die hakies amper dieselfde is en hy het 'n minus in die hakie, want daai minus maak dit nou net vir 'n mens bietjie meer, dat jy 'n bietjie meer moet dink. OK, so, wat sien ek hierso? Ek sien hierdie twee hakkies is amper dieselfde. Hulle het dieselfde bestanddele, hulle is net omgeruil en hulle het 'n minusteken tussenin. Met ander woorde, in die een hakkie is A positief waar hy negatief is in die ander hakkie. In die een hakkie is B negatief waar hy positief is in die ander hakkie. So, wat is die ding wat ons moet doen? Ons moet in die eerste plek, moet ons teken gaan verander, so ek skryf my 2xa minus b neer, dan verander ek hierdie teken van 'n minus na 'n plus toe, en dan kan ek my tweede hakkie omruil. Nou kan ek sien dat ek het 'n gemeene hakkie, wat nou presies dieselfde lyk,
en dan gaan ek my gemeene hakkie reël toepas. Met ander woorde, ek haal my gemeene hakkie uit en ek behou die hakkies. En dan kyk ek, as ek A minus B by die eerste term uithaal, bly daar 2x oor. As ek A minus B by die tweede term uithaal, bly daar nou 'n plus 3 oor. En dit is dan die faktorisering van hierdie term. Laaste voorbeeldjie voordat julle die huiswerk kan doen om die les in te oefen. X² P minus Q plus Q minus P. Kyk mooi. Wat gaan ons doen? Ons sien hierdie hakkies is amper dieselfde. Met ander woorde, ons gaan ons teken verander, P minus Q, daai plus moet verander na 'n minus toe, so daai plus verander ons na 'n minus toe, en dan draai ons die tweede hakkie om, dan word hy ook P minus Q. Nou kan ek sien my P minus Q hakkie lyk nou presies dieselfde, so dit is my gemeene faktor. Met ander woorde, ek haal my hakkie uit, ek behou my hakkie, en ek skryf dit wat oorbly. As ek hom uit die eerste term uithaal, bly daar 'n x² oor, en as ek hom by die tweede term uithaal, bly daar 'n minus 1 gemeenskaplik oor. Nou kan jy hierdie lesie inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi. Onthou, met wiskunde is dit baie belangrik. Hoe meer somme jy uitwerk, hoe beter word jy. Hoe meer jy hom toepas, hoe beter verstaan jy. Geniet die huiswerkies en probeer jou bes.